Dis donderdag 20 Augustus, so byna 20 minute oor 6 hier op Stroomop en hier is vanoggend se nuusbulletin. Die parlement het 'n eerste ondersoek na die Wes-Kaapse toenemende bende geweldkrisis geloods wat misdaadbestryders, aktiviste en polisiekommandeurs in die Goeie Hoopkamer bymekaar gebring het. Mark Shaw, uitvoerende direkteur van die globale inisiatief teen transnasionale georganiseerde misdaad, het gewaarsku dat bendeaktiwiteite 'n siklus van geweld, armoede en ongelykheid aanvuur. Sy organisasie se bende monitor identifiseer 110 bendes in die provinsie, waarvan 6 as vlak 1 geklassifiseer word met 'n beraamde ledetal van tussen 90 en 100,000 mense. So het gesê 'n enorme hoeveelheid geld word gemaak en dat bendes voordeel trek uit mense wat sterf om wins te maak. In die politiek het die Demokratiese Alliansie sy besluit oor die rol van sy finansies woordvoerder Dr. Mark Burke oorweeg. Hy sal nou uit sy rol en in alle posisies in die parlement se finansieskluster terugstaan. Die hoofsweep van die Demokratiese Alliansie, George Mikalakis, het aangekondig dat Kingsley Wycliffe hom as 'n finansies woordvoerder sal vervang. Dit volg nadat dit bekend geword het dat Burke se beleggingsmaatskappy Castello deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank ondersoek word vir moontlike oortreding van buitelandse valutabeheer regulasies. Mikalakis het gesê die besluit is uit 'n oormaat van omsigtigheid geneem om enige persepsie van 'n botsing van belange te vermy. Wat binnelandse sake betref, sal volwasse Suid-Afrikaners binnekort duidelik wetlike riglyne hê oor dagga besit, aangesien regulasies kragtens die wet op dagga vir privaat doeleindes byna voltooi is. Palisa Ramitla, woordvoerder van die minister van Justisie en Konstitusionele Ontwikkeling, het bevestig dat goedkeuring op hande is. Die konsepregulasie stel 'n besitgrens van 750 gram dagga per persoon voor, wat genoeg is vir meer. Kan dit wees? 2000 standaard stoppe. Ek is nie 'n dagga-kenner nie. So, dit verstom my bietjie, dat is so baie. Ja, so, ek kan die dagga ouens net vir ons bevestig, hoeveel stoppe kry jy uit 750 gram uit, asseblief, want eers 2000 lyk vir my baie. Oor na die ekonomie, waar die Suid-Afrikaanse rand sy beste vlak in meer as 5 maande bereik het, deur tot onder R16.08 teenoor die dollar te versterk. Hierdie versterking het plaasgevind nadat die Amerikaanse tesourie onverwags aangekondig het dat hy die terugkoop van langtermyn effekte gaan verhoog. Die Bloomberg dollar-indeks het met soveel as 0,7% gedaal, wat die dollar teenoor al sy belangrikste eweknieë laat verswak het. Jane Foley, hoof van buitelandse valutastrategie by die bank, het gesê 'n meer stabiele effektemark het die dollar toegelaat om terug te val teen die agtergrond van inflasie en aanbodrisiko's. Intussen het die herstelkoste vir infrastruktuurskade in die nasionale Kruger-Wildtuin na die ernstige oorstromings van Januarie verdubbel tot R950 miljoen. David Meinier, die minister van Bosbou, Visserye en die omgewing, het gesê die herstelwerk sluit nie net die skade in nie, maar dit bou ook meer moderne en veerkragtige fasiliteite vir die toekoms. Die oorstromings het aansienlike skade aan paaie, akkommodasie en waterinfrastruktuur aangerig nadat swaar reën oor Limpopo en Mpumalanga uitgesak het. 'n Studie deur die Wêreldweer Attribusie-inisiatief het bevind dat mensgemaakte klimaatsverandering die waarskynlikheid en intensiteit van die reënval verhoog het. In politieke nuus het Jordan Lewis, die Demokratiese Alliansie leier en burgemeester van Kaapstad, verklaar dat die ANC besig is om in duie te stort. Lewis, die party se nuwe munisipale verkiesingsslagspreuk, kry ons stad aan die werk van almal bekend gestel. Hy is vergesel deur Helen Zille, die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, en Solly Msimanga, die federale voorsitter en leier in Gauteng. Volgens 'n onlangse meningspeiling deur die Sosiale Navorsingsstigting en The Common Sense het die ANC se steun in Johannesburg tot 18% getuimel, terwyl die DA op 42% staan.
In die regswêreld het lede van drukgroepe teen onwettige immigrasie, insluitend operasie De Doula en March, die voormalige mevrou Heelal Nigerië te Dima Adestina buite die streekhof in Kaapstad bestook en verjaag. Landros Jane Gorani het beslis dat die hof nog nie oor haar moontlike aanhouding hangende deportasie kan besluit nie, aangesien 'n Hooggeregshof hersiening eers afgehandel moet word. Haar prokureur Stephanie Desaad Darbandi het gesê die voorval buite die hof wek ernstige kommer en dat Adesina op 23 Februarie weer in die hof moet verskyn. Adesina het na die hofverskyning gesê sy is dankbaar vir die geleentheid om haar vertroue in die howe te stel en het almal herinner dat sy in Suid-Afrika gebore is. In Gauteng het die polisie bevestig dat niemand nog in hegtenis geneem is weens die moord op 'n motoris in Bedfordview nie. Die vrou is op die R24 agter die stuur van haar silwer Honda gevind nadat 'n groot klip deur haar vooruit gebars het. Kaptein Tinchwala Sibeku, polisiewoordvoerder in Gauteng, sê die vrou het ernstige kopbeserings opgedoen en beheer oor die voertuig verloor, waarna dit teen 'n padversperring gebots het. In nog 'n hofsaak in Gauteng word beweer dat die polisiereservis Wiandrey Pretorius homself om die lewe gebring het nadat hy 'n DNS-verslag gesien het wat hom op 'n moordtoneel geplaas het. Die ondersoekbeampte van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat het dit onthul tydens die borgtog aansoek van Julius Mkhwanazi, die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie en 5 medebeskuldigdes in die Brakpan Landdroshof. Die groep staan tereg op aanklagte van moord, roof met verswarende omstandighede en dwarsboming van die gereg nadat Emmanuel Mbenzi in April 2022 ontvoer, gemartel en van R500.000 beroof is. In Mpumalanga het die Itlandseni teen Kaap taakspan en die Godwana polisie buitelandse man naby Mbombela in hegtenis geneem. Die man was in besit van vermoedelik gesteelde kragtransformators ter waarde van meer as R6 miljoen wat in 'n gekaapte vragmotor vervoer is. Die polisie het bevind dat die vragmotor oorspronklik in Devon, Gauteng gesteel is en die verdagte sal binnekort in die Nelspruit Landdroshof verskyn nadat sy immigrasiestatus deur binnelandse sake nagegaan is. Die Kruger Wildtuin waarsku dat roekelose toeriste wat geslote paaie onwettig oopmaak en vassit, boetes sal kry en self vir hulle reddingskoste moet betaal. Ray Takuli, hoofbestuurder van kommunikasie by die park, het gesê hierdie optrede oortree die wet op nasionale omgewingsbestuur en plaas onnodige druk op beperkte bewaringshulpbronne. 'n Tipiese soektog na vermiste toeriste vereis die ontplooiing van minstens 4 veldwagtervoertuie en 8 veldwagters wat operasionele koste geweldig opjaag. In 'n belangrike omgewingsuitspraak het die Appelhof bevind dat Eskom vir jare versuim het om besoedeling vanaf die Kusile kragstasie in Mpumalanga te verminder en te herstel. Die saak is aanhange gemaak deur Topix North van Suid-Afrika, 'n varkgenetika produsent wat langs die kragstasie sake doen nadat die Hooggeregshof 'n aansoek voorheen van die hand gewys het. In Kaapstad het die burgemeester Jordan Hugh-Lewis die beweringe van die parlementslid Fadil Adams dat burgemeesterskomitee JP Smith 'n bendelid wou huur om hom te vermoor as 'n fantasie afgemaak. Adams het voor die Madlanga kommissie getuig dat sy korrupsieondersoeke hom 'n teiken gemaak het nadat hy dokumente oor misdaadintelligensie onder sy kantoor deurgevind het. Hugh-Lewis sê die stad se regsverteenwoordiger sal nie 'n afgetrede waarnemende hoofregter Mbuyiseli Mdlanga skryf om hierdie wilde beweringe reg te stel. Internasionale nuus, 'n voormalige senior adviseur van van Dr. Anthony Fauci het skuldig gepleit, op aanklagte van samespanning om federale rekords oor die oorsprong van die coronavirus pandemie te verberg. Dr. David Morin sal op 12 November deur die Amerikaanse distriksregter Paula Chinnis in Greenbelt, Maryland, gevonnis word. Sy prokureur Tim Belewitz het gesê sy kliënt neem volle verantwoordelikheid vir sy dade nadat hy sy private e-pos gebruik het om openbare rekordwette te omseil. In die Midde-Ooste het die Israeliese weermag vir die eerste keer bevestig dat sy troepe losgebrand het op die motor waarin die Palestynse meisie Hind Rajab
en 6 van haar familielede in Gaza gesterf het. In 'n verwante verwikkeling het Australië se minister van buitelandse sake, Penny Wong, haar woede uitgespreek oor Israel se besluit om niemand te vervolg vir die dood van die Australiese hulpwerker Zomi Frankom nie. Frankom en 6 van haar kollegas van World Central Kitchen is in April 2024 in 'n Israeliese lugaanval in Gaza gedood. In Kenia is Ecuador se intelligensiehoof Michelle Sensi Kontugi, sy vrou Stephanie Hollien en 5 Amerikaners dood in 'n helikopterongeluk in die Samburu distrik. Die ongeluk het plaasgevind toe die helikopter op pad was van Loisaba na Ewaso Nyiro rivier. Onder die Amerikaanse slagoffers was ook die joernalis Jose Alberto Suarez en die Miami restauranteur Roger Duarte. In handelsnuus is Kanada en Amerika besig om die laaste hand aan 'n hoogs verwagte handelsooreenkoms te plaas wat deur president Donald Trump en die Kanadese eerste minister Mark Carney as 'n sukses bestempel word. Die Amerikaanse handelsverteenwoordiger Jamieson Greer het gesê hy is baie tevrede met die samesprekings wat nuwe 50% tariewe op Kanadese goedere tydelik uitgestel het. Ten slotte het die Amerikaanse president Donald Trump 'n verpletterende ekonomiese operasie teen Iran aangekondig, aangesien samesprekings om die 5 maande lange konflik te beëindig vasgeval het. Trump het op Truth Social geskryf dat Iran geweier het om 'n ooreenkoms te sluit en nou ongekende ekonomiese isolasie sal ervaar. Hy het ook streng sanksies aangekondig teen enige land of finansiële instelling wat voortgaan om sake met Iran te doen of oliesmokkelary te fasiliteer. En dit was vandag se nuus, net hier op Nuuspot, die tuiste van Afrikaanse stories agter die nuus. Ek dink as moet net 'n regstelling maak. George Mikalakis is nie die hoofsweep nie, hy is die parlementêre leier van die DA. Daar het 'n foutjie deurgeglip en ek wil dit net vinnig regstel. En net vinnig dat dit darm in die reine is. Daar was 'n glipsie gewees, mense, jammer. George Mikalakis is die parlementêre leier van die DA. Dit hierna gesels ons verder.